Goeiedag en baie welkom by Joy Radiostasie. My naam is Jaco Pieter en vandag gesels ons oor die koms van Jesus aarde toe, die wat ons noem in groot woorde die inkarnasie of Jesus wat mens geword het. Jesus wat vlees geword het en onder ons kom woon het. En wat dit vir ons beteken in ons daaglikse lewe en hoe ons daarna kan kyk en hoe ons dit kan verstaan. Maar bovenal die belangrikste van alles is die wonderlike om te weet dat God mens geword het. Nou ons lees vir 'n begin in Filippense 2 van vers 6 af verder oor die gesindheid wat daar in Jesus Christus was. En dan natuurlik Paulus wat skryf en sê, dieselfde gesindheid moet in elkeen van julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat op God gelyke wyse bestaan het homself nie roof geag of hy het nie homself beskou dat hy in sy goddelikheid moet vashou nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, 'n mens. En hy het homself verder verneder deur die gestalte aan te neem van 'n slaaf wat dan natuurlik homself nog verder verneder het deur te sterf aan die kruis, om aan die kruis te hang wat 'n vloek was in die tyd van Jesus. En hierdie gesindheid wat ons van Jesus leer, is natuurlik een van die belangrike dinge wat ons saam met ons moet invat in hierdie feesseisoen, om te weet dat ons met hierdie gesindheid van Christus moet lewe elke dag. Dat ons met hierdie gesindheid nie net moet lewe nie, maar dit ook deel moet wees van ons lewenswyse, ons lewenstyl, dat ons op hierdie manier moet lewe. En hierdie gesindheid beteken natuurlik ook dat elkeen van ons nie meer van onsself moet dink as wat ons moet nie, want dit wat ons is, het Christus ons eintlik gemaak. Dis wat Paulus beskryf in Efesiërs hoofstuk 2, dan sê hy, niemand het enige rede om op homself trots te wees nie, want alles wat ons nou is, het Christus ons gemaak. En daarom het niemand rede om trots te wees op hulle self nie. So dit leer vir ons dat die koms van Jesus vir ons in ons lewe baie meer beteken as wat ons sommer net dink, want Jesus se koms aarde toe het vir ons lewe gebring en hierdie lewe het hy vir ons natuurlik gebring in oorvloed. En dit weet ons ook in Kolossense 3 wanneer Paulus skryf en sê, jy moet die nuwe klere aantrek wat Christus vir jou gegee het, en ook in Efesiërs 6, jy moet die wapenrusting aantrek. So God het vir ons in ons lewe soveel nuwe dinge kom gee wat ons in ons lewe met ons kan saamvat en wat ons in ons lewe natuurlik elke dag moet lewe. So die gesindheid van Christus is die eerste sterk merker waaroor ons vandag praat, en ons moet in hierdie feesseisoen ook leer dat dit die gesindheid is waarmee ons elke dag moet aanpak en waarmee ons elke dag vorentoe moet gaan en moet leef. Want dit moet bepaal wie ons is, hoe ons praat, wat ons doen, hoe ons optree, hoe ons oor ander mense dink, hoe ons ander mense behandel, maar bovenal ons verhouding met God en die intieme verhouding wat ons met hom moet lewe. Ons weet dat in die Ou Testament is daar baie vooruitwysings wat natuurlik vir ons herinner daaraan dat daar profeseë was wat waar geword het oor Jesus. Die bekende gedeelte in Jesaja 9 wat sê, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal genoem word wonderbare raadsman, ewige God en Vader en vredevors. En hierdie profesie het natuurlik waar geword, want in Christus het alles wat in daardie profesie staan gerealiseer, het dit 'n realiteit geword. En dit is wat vir ons belangrik is in die Bybel, dat ons moet besef hoe belangrik die profeseë is. Want die profeseë leer vir ons dat dit wat oor Jesus gesê het, waar geword het. En die feit dat dit waar geword het, beteken dat hierdie persone wat 5, 6, 700 jaar voor Jesus gelewe het, reeds oor hom geprofeteer vanuit die Ou Testament. En dit beteken vir ons dat ons kan weet dat dit wat oor Jesus gesê is en dit wat hulle oor Jesus gesê het, die waarheid is, want dit is natuurlik wat ons ook in hierdie profeseë raak lees. Ons lees hierin wat natuurlik vir ons vandag algemene kennis is. Maar kan jy jouself indink dat jy 700 jaar, 5, 6, 700 jaar voor Jesus se koms alreeds hierdie woorde gespreek het? Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek sit baie keer by myself en wonder, hoe sou dit vir my gewees het
as ek in die tyd van Jesus geleef het en as ek die profeseë van die Ou Testament ernstig opgeneem het? Hoe sou ek gereageer het wanneer ek gesien het dat hierdie profeseë waar geword het? En ek kan myself nie indink hoe opgewonde 'n mens moet wees wanneer jy die heeltyd met die verwagting leef dat 'n verlosser aarde toe gaan kom en dat jy die voorreg het om hom te sien nie. En ons lees ook in die Nuwe Testament dat nie almal so opgewonde was nie. Daar is maar enkelinge wat opgewonde was oor die koms van Jesus, wat hom ontvang het as die verlosser en wat hom erken en geglo en beleef het as die verlosser, maar wat sy koms erken het en geweet het dat hy die een is God is wat mens geword het en onder ons kom woon het. So in Jesaja 9 lees ons hierdie profesie: aan ons is 'n seun gegee, vir ons is 'n seun gebore. Hy sal genoem word wonderbare raadsman. En is dit nie wonderlik om te sien hoe Jesus die wonderbare raadsman geword het nie, hoe hy die ewige God geword het, hy wat gesterf het aan die kruis en wat opgestaan het uit die dood, en hoe hy die goddelikheid vir ons kom wys het, die ewige Vader, hoe hy vir ons kom wys het wie die Vader is. Dink net aan die Johannes Evangelie waar Jesus vir sy disippels in hoofstuk 14 sê: alles wat ek vir julle sê, as julle my sien, dan sien julle die Vader, want ek kom leer vir julle alles wat die Vader wil hê julle moet weet. En ons leer die Vader ken deur Jesus, want Jesus sê dit pertinent, dat dit wat hy sê van die Vader afkom. En soos ek gesê het, dat hy sê alles wat hy sê, dit is dinge wat hy by die Vader gehoor het om te kom sê. Hy het die ewige Vader geword. Hy het vir ons regtig kom leer wie God is. En ons het ook gesien in sy daaglikse lewenswandel hoe hy mense gesond gemaak het, hoe daar wonderwerke plaasgevind het en hoe hierdie wonderwerke dan natuurlik vir ons kom vertel wie hy is en hoe hy funksioneer. En dis vir ons 'n absolute waarmee ons elke dag kan ingaan en kan leef, om te weet dat God regtig hier op aarde was. Ons sien dit in die getuienisse van sy dade. Ons sien as Matteus daaroor skryf, ons sien as Markus daaroor skryf, en Lukas en Johannes, en ons lees in Handelinge van die gevolge van sy koms na die aarde toe en hoe die kerk versprei het en so aan. Kan 'n mens mos sien dat hy die ewige God is. En sy wonderwerke wat hy gedoen het, is natuurlik vir ons 'n ander groot merker. Eerste merker het ons gesê, dis die profeseë wat waar, die profeseë wat waar geword het, en 'n belangrike merker is dat ons met daardie gesindheid van hom moet lewe. En dan 'n volgende belangrike beginsel wat ons moet leer van Jesus is dat hy sigbaar was vir mense. Ons sien in 1 Johannes 1 skryf die skrywer: ons het aan hom gevat, ons het hom gehoor, ons het hom gesien. En hulle getuig van wie Jesus is. Hulle getuig oor hom. Hulle getuig dat hy die een is wat aarde toe gekom het en onder ons kom woon het. En dit is vir ons 'n baie belangrike merker in ons geloof, want boonbehalwe dat ons met die gesindheid van Jesus moet leef en dat ons vandag weet dat die profeseë waar geword het, moet ons natuurlik ook met hierdie beginsel in ons lewe en dit ernstig opneem in ons lewe om te besef dat ons sy kinders is. 'n Ander profesie in die Ou Testament natuurlik is in Micha 5 waar ons lees: maar jy Bethlehem Efrata, al is jy nou die kleinste van almal, uit jou uit gaan daar iemand kom wat baie belangrik is. Ook 'n profesie wat ons weet natuurlik in die Nuwe Testament die waarheid geword het. En saam met 1 Johannes wat ons lees dat Jesus deur mense gesien en gehoor was en dat mense aan hom kon raak, dat hy realiteit geword het, is dit absoluut merkwaardig. En soos ek net nou gevra het, ek weet nie van jou nie, maar vir my is dit aangrypend om te dink dat hierdie kon afspeel in soveel honderde jare, dat mense vooruitgepraat het oor Jesus en dat Jesus regtig aarde toe gekom het. Die groot woord inkarnasie, die groot woord beteken dat God letterlik en fisies op aarde kom loop het in Christus. En dit is wat ons in hierdie feesseisoen met ons gaan saamvat. Want net soos wat die skrywer in 1 Johannes sê, in die begin was hy daar, of van die beginne was hy daar.
en ons het aan hom geraak en ons het hom gesien en ons het hom gehoor. Kan ek en jy vandag lewe met hierdie absolute versekering en absolute wete dat ons hom ook in ons lewe kan sien? Want ons lees in Hebreërs 1 dat die skrywer vir ons baie duidelik dit uiteensit deur te sê in die verlede het God op baie maniere gepraat, maar vandag praat hy met ons deur sy seun. Hy skrywe vir ons daar in die verlede het hy gepraat deur drome en profesieë en soveel boodskappers en so aan, maar vandag praat hy met ons deur sy seun. So al die profesieë in die Ou Testament het in Jesus die volkome vervulling kom kry en in Christus kan ons vandag alles van God hoor. So God gaan nie meer vir ons sê as wat hy vir Jesus gesê het nie, want wat Jesus vir ons kom sê het was absoluut voldoende en dit was absoluut genoeg. En ons kan met dit ons lewe ingaan en ons kan met dit elke dag lewe. Nou die wonderlike daarvan is dat ons ook vandag kan praat oor Jesus. Ons kan Jesus aanhaal, ons kan gaan kyk wat daar geskryf is oor hom in die Nuwe Testament. Ons kan alles wat Jesus self gesê het, kan ons vat en ons kan daaroor gaan praat. Want ons moet baie mooi onthou en besef dat dit eintlik die manier is wat God met ons praat, is dit wat Jesus kom sê het. En alles wat Jesus kom sê het is voldoende en dit is genoeg en ons kan daarmee lewe. So Jesus het kom praat. Jesus het kom sê wie die Vader is. Jesus het deur sy gelykenisse, deur sy leerstellings, deur sy optrede, deur die wonderwerke en genesings, het hy vir ons kom sê wie God is. En daarom wanneer ons na Jesus verwys of wanneer ons Jesus aanhaal en na sy woorde verwys, dan is ons besig om God se stem vir ander mense hoorbaar te maak. So, ons weet dat ons met hierdie gesindheid van Christus moet lewe. Hy wat God was, wat mens geword het in ons lewe ook hierdie gesindheid kom kweek om te sê die wat die belangrikste is moet laaste wees en die wat eerste wil wees moet almal dien. En die wat die heel belangrikste is moet ander mense dien. So hierdie gesindheid leer ons by Christus en is hierdie gesindheid wat ons hierdie feesseisoen met ons moet invat. So ons weet ook nou dat die profesieë waar geword het en dat hierdie profesieë oor Jesus kom praat het. En dan weet ons natuurlik dat Jesus aan die herders, die skaapwagters verskyn het. Die herders, die wat skape opgepas het. En dat hulle ook die lied van die engele gehoor het, wat kom sing het oor Jesus, wat bly was oor die koms van Christus aarde toe. En so weet ons ook dat Jesus vir ons kom leer in Johannes, dat hy die goeie herder is. En dat hy wat die herder is, sy skape oppas. Jesus sê vir sy disippels in Johannes hoofstuk 10 en 15, as hy praat oor die wingerd en oor die herder, dan sê hy vir hulle baie duidelik, dat hy die herder is wat die skape oppas. En dan sê hy ook in Johannes, dat hy die wingerd is en dat ons die lote is, ons is aan hom gekoppel. En hierdie twee hoofstukke is vir my so mooi, wat vir ons verduidelik hoe nou ons aan Jesus vasgemaak is, hoe nou ons aan hom verweef is, en hoe ons in eensgesindheid met hom kan lewe. Hy is die goeie herder wat sy skape oppas. Hy sê vir ons baie mooi, dat die herder ken die stem, die herder ken sy skape, en die skape ken die stem van hulle herder. En dit is ook waar van ons, dat ons die skapies is, wat vir Jesus ken, wat sy stem so goed ken, en wat in afhanklikheid van hom kan lees. So in Johannes 10, as hy praat oor homself as die goeie herder, dan praat hy ook natuurlik dat hy die ingang is vir die skape, en dat hy na die skape kyk, en dat hy die skape oppas. En dan sê Jesus in Johannes 10 van vers 1 af, dit verseker ek julle, wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die hek ingaan, is die skape se herder. Vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en hy lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van 'n vreemde ken nie. Deur hierdie beeld het Jesus met hulle gepraat, maar hulle het nie verstaan wat dit was, wat hy vir hulle wou sê nie. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie.
Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en veiding kry. 'n Dief kom net en steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe vir sy skape af. En Jesus sê vir ons verder in Johannes, maak hy dit vir ons baie duidelik, 'n huurling is geen herder nie. En dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien wat nader kom, los hy die skape en hardloop hy weg. En die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Maar ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken en ek my lewe aflê vir my skape. En dan sê hy, ek het ook ander skape wat nie van hierdie kraal afkom nie. En Jesus wat dan die beeld gebruik van die herders en Jesus wat verskyn aan die herders. En baie mense sê dat Jesus juis aan die skaapwagters verskyn het omdat hulle nie so belangrik was vir die samelewing. Die samelewing het hulle half uitgeskuif as mense wat in die buitewyke moes bly, arm mense wat ook nie status gehad het nie. Nie almal stem noodwendig daarmee saam nie, maar ek dink die belangrike wat ons hier uit kan vat is dat die Here verskyn aan wie hy wil. Die Here wat die herder is, pas sy skape op. Hy kyk na al sy mense. En daarom soos wat Jesus aan die skaapwagters verskyn het of die herders wat die skape opgepas het, is hy die een wat ons oppas. Want in daardie milieu en daardie konteks wil God ook vir ons baie sê. Dink ook byvoorbeeld aan Psalm 23 waar Dawid skryf, die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. En waar hy dan so mooi skryf, hy lei my na waters waar daar vrede is en hy bring my by weivelde en hy verkoop my siel en al gaan ek deur 'n dal van donker skadu wees, hy altyd by my. So die beeld van 'n herder is in die Nuwe Testament so 'n belangrike beeld en is 'n baie belangrike beeld in die Ou Testament. So wanneer ons sien dat die Here aan die skaapwagters of aan die herders verskyn, dan roep dit al hierdie beelde op, ook wat ons in die Nuwe Testament lees van skaapwagters. Dan weet ons ook natuurlik dat Johannes skryf in Johannes 1, in die begin was die woord en die woord was God en die woord was self God. Hy maak dit vir ons so duidelik dat ons weet dat Jesus die een is wat natuurlik aarde toe gekom het. En ons lees by Johannes 1 van vers 1 af, in die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur Johannes gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig, hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, maar tog het die wêreld hom nie erken nie. En hierin lees ons hoe belangrik dit is om te verstaan en te besef en te weet dat Jesus al van voor die skepping af daar was, dat hy reeds lank gelede, voor alle tye, betrokke was in die wêreld, dat hy die een is deur wie die wêreld tot stand gekom het, maar dat hy die lig is, die ware lig wat elke mens verlig. En in Kerstyd gaan ons in en daar's soveel liggies en daar's soveel mooi liggies wat 'n mens sien en soveel mooi versiersels en versierings en alles wat oral is in die winkels. En ek weet nie van jou nie, maar baie keer as 'n mens so na die goeders kyk, dan voel dit vir 'n mens asof die mense in die wêreld dalk die dinge mis en dan vra ek myself af, maar hoeveel van hierdie mense verstaan werklik waaroor Jesus se koms aarde toe gaan? En verstaan hulle regtig wat dit is? Of is hulle of is Kersfees vir hulle maar net nog 'n vakansiedag saam met al die ander vakansiedae wat daar in 'n jaar is en hou hulle maar net dan gewone vakansie? Maar ons lees natuurlik hier dat Johannes sê hy is die getuie. Hy het oor die lig kom getuig. En is dit nie ook maar dit waarvoor Jesus ons oproep wanneer hy sê in Matteus, julle is die lig vir die wêreld nie? En wanneer hy sê dat jy tog nie 'n lig onder 'n maatemmer wegsteek of onder 'n emmer wegsteek nie, maar 'n lig moet gebruik word om gesien te word.
En daarom is dit so belangrik dat ons moet onthou dat ons ook die lig van God wat in ons is, moet laat skyn, na die wêreld toe moet gaan, want helder skyn God se lig, sing ons in daai liedjie, sy lig wat elke mens verlig. En ons het die verantwoordelikheid om ligdraers te wees. En wanneer ons in hierdie tyd ingaan met al hierdie liggies rondom ons en al die versiersels en so aan, moet ons onthou dat ons ook die verantwoordelikheid het om ons lig te laat skyn. Ons het die verantwoordelikheid om in 'n donker wêreld 'n lig te wees. 'n Wêreld waar daar haat is en 'n wêreld wat wreed is, 'n wêreld wat genadeloos is ons die wat ons lig moet laat dra. 'n Wêreld wat liefdeloos is 'n plek waar ons natuurlik met liefde moet optree. Want wanneer ons met liefde optree, gaan ons op so 'n manier ons lig laat skyn. Gaan ons daardeur lig dra in 'n plek in waar daar nie liefde is nie. So ons optrede gaan natuurlik vir ons help om ons lig te laat skyn. In 'n wêreld waar daar nie hoop is nie, moet ons hoop bring deur dit wat ons sê, hoe ons optree, hoe ons teenoor mense optree en reageer, gaan in 'n groot mate bepaal of ander mense hoop sal hê. En dit is natuurlik ons verantwoordelikheid in werk om dan in alle omstandighede hoe ligdraers te wees, agente te wees van hoop, dat ons die mense sal wees wat genade bring in 'n wêreld wat genadeloos is. Dat ons met die gesindheid van Christus sal leef, soos wat ek in die begin van die program opgemerk het, dat Jesus se gesindheid juis een was om te dien, dat sy gesindheid juis een was om te sterf, sodat die wêreld gered kan word van sonde. En daarom wanneer ons hierdie Kersseisoen, hierdie feesseisoen ingaan, moet ons dan ook met hierdie gesindheid gaan lewe en hierdie gesindheid ingaan waar ons absoluut lewe soos wat die Here van ons vra en van ons verwag. En dit bring ons natuurlik dan by die belangrike aspekte van Johannes 1, wat natuurlik vir ons baie mooi sê dat die woord in die begin daar was. Hy was reeds in die begin by God. En dit leer vir ons dat Jesus wat aarde toe gekom het om ons sondes te kom vergewe en die dood te oorwin en vir ons 'n nuwe lewe te gee, dat hy ook by die skepping betrokke was, want alles het deur hom tot stand gekom. Nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. En dit bring ons natuurlik weer terug by die gedagte dat ons nie net dink aan Jesus wat gebore is as 'n babietjie nie, maar dat ons moet besef dat ons hier te maak het met God wat mens geword het en dat ons regtig die volheid daarvan sal verstaan en dat ons dit ook in ons geloof natuurlik sal begryp en seker maak dat ons in ons lewe verstaan wat dit beteken dat in Jesus lewe was en dat die lewe die lig was vir die mense. En die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En dit is vir ons so duidelik in Jesus se lewe waar hy aan die kruis gesterf het en toe hy weer lewendig geword het, wat vir ons absoluut wys dat die duisternis geen mag oor Jesus het nie. En daarvan lees ons ook in Kolossense 3, wanneer Paulus skryf in Kolossense 2, vers 15, waar hy sê Satan is ontbloot, ontmagtig en weggevoer in die triomftog van Christus. Dit leer vir ons dat die duisternis nie die lig kan uitdoof nie en dat die lig van Christus die lig is wat alles verlig en in alle donker areas die lig bring. En ons deel in sy heerlikheid, ons deel in sy grootheid en in sy almag. En dit is deur sy genade dat ons ook is wat ons vandag is. En deur sy genade dat ons kan doen wat ons doen in die tyd waarin ons vandag lewe. En ons kan met hierdie wonderlike voorreg lewe. Ons kan met hierdie wonderlike wete lewe van Johannes 1 vers 12. Almal wat hom aangeneem het die reg om sy kinders genoem te word. En ons het hierdie reg om sy kinders genoem te word. Is dit nie wonderlik nie? Soos ons deur die program gegaan het, het ons gepraat oor die gesindheid van Christus. Ons het gepraat oor die profeseë wat waar geword het en die merkwaardigheid daarvan. Ons het gepraat hoe ons ook in ons lewe met groot verbasing kan lewe dat al hierdie dinge regtig die waarheid is en dat ons dit in ons geloof aanvaar en ons eie maak en dat ons ook in die werklikheid van die lewe dit raak sien en ons lewe daarvolgens inrig. En ons het ook gesien dat Jesus verskyn het aan die herders
die wyse manne wat daar was, en ons het gepraat oor Jesus wat die herder ook in ons lewe is, die goeie herder wat in ons lewe vir ons natuurlik ook daar is, wat ons ken en wat ons beskerm. En dan natuurlik het ons ook gepraat oor hoe ons moet besef dat hy die woord is. Hebreërs het ek aangehaal en Johannes bevestig dieselfde om te sê, hy is die woord. Hy is die woord van God. En dit bring ons dan in by die praktiese inrigting van ons feesseisoen. As ons nou die Desember maand verder ingaan en hierdie feesgety gaan vier en gaan weer terugdink aan Christus, hoe gaan ons tyd inrig met ons familie? En hoe belangrik dit is dat ons tyd moet maak vir ons familie. So as ons gaan kyk na ons praktiese inrigting, dan is dit baie belangrik dat ons in hierdie tyd moeite moet doen om by ons gesinne uit te kom. Moeite moet doen om regtig met mekaar in kontak te kom, met mekaar weer regtig net te connect, om by mekaar te wees en tyd saam te spandeer, dat ons ook as gesinne en families weer onder die indruk kan kom van hoe groot God is en hoe almagtig hy is en hoeveel hy vir elkeen van ons beteken, maar dat hy ook dit vir ons as gesinne beteken. Wat hy vir ons as gesinne beteken, ekskuus. En hoe ons as gesinne hom beleef en ervaar. En natuurlik geloof begin in jou persoonlike lewe en dan kring dit uit na jou gesinslewe toe. En daarom is dit belangrik dat ons ook in ons gesinne vir God moet ervaar en beleef. So gaan spandeer tyd met jou familie, kry kwaliteit tyd, maak seker dat julle mekaar weer vind en by mekaar uitkom, waardeer mekaar vir al die dinge wat julle vir mekaar doen en gee vir mekaar liefde in die gesinne. Ons kan ook ons lewe inrig as dit bietjie stiller is in 'n jaar om bietjie meer tyd te maak om na te dink oor Christus, na te dink oor hierdie tyd. Deur die jare is 'n mens so besig en mense hardloop deur soveel dinge, maar wanneer dit nou bietjie stiller raak, kan 'n mens die tyd baie meer prakties gebruik om ook weer na te dink oor Christus in ons lewe en hoe ons persoonlike lewe, hoe Jesus ons persoonlike lewe kom verander. Dan kan ons ook hierdie tyd ingaan en terugdink aan hierdie jaar en gaan dink waar die Here ons gehelp het, waar ons bewus geraak het van sy teenwoordigheid, sy grootheid en sy almag en hoe ons hom daarvoor kan loof. En ek hoop regtig dat jy vandag in hierdie program saam met my hierdie reis kon deurmaak van die profeseë, wie Jesus is en hoe hy aarde toe gekom het en die merkwaardigheid daarvan ook in jou lewe. En my gebed vir jou is dat jy ook in hierdie week wat voorlê regtig 'n geseënde week sal hê en bewus sal wees van God se liefde en teenwoordigheid in jou lewe. Here, ons wil U loof en prys, ons wil vir U dankie sê vir U grootheid, vir U almag, vir U teenwoordigheid. Dankie vir U liefde en U almag wat in ons lewe elke dag ervaar word en dat ons dit kan beleef en dat ons kan weet, Here, dat U vir ons liefhet, dat U vir ons omvou en inspireer deur U Gees. Seën vir ons ook in hierdie tyd wat ons ingaan, bind ons en ons families weer vas aan mekaar. Dankie dat ons aan U behoort en dankie dat U vir ons liefhet. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen.